Goed, so vandag wil ek praat oor die onderwerp Have you ever? Het jy al ooit gejok? Nou ek dink as jy sê nee, dan het jy nou net gejok. Want ek dink om nie te jok nie is baie moeilik. Ek dink daar's mense wat meer jok as ander mense, maar as jy sê jy het nog nooit gejok nie, dan jok jy eintlik vir jouself. Nou baie ouers, omdat ek te doen kry met baie ouers, het ouers al vir my gevra, ek wil nie vir my kind leer om te jok nie, maar ek het vir my kind vertel van die tannemuis, of ek het vir my kind al vertel van Kersvader, en van die paashaas. So deur dit te doen, jok ek eintlik vir my kind. En as my kind ooit die dag moet uitvind, ek jok vir hulle, wat gaan gebeur? Wat gaan ek sê? Hoekom het ek gejok? En het ek dan vir my kind geleer, is okay om te jok. Nou, ons moet eers gaan kyk, waarom jok mense gewoonlik? Die verkeerde jok, as ek het so kan stel. Mense jok gewoonlik, omdat hulle uitgevang word, en nou probeer hulle uit die moeilikheid kom, en dan begin hulle jok, maar eintlik, dit is soos om 'n muur met gate, net toe te pleister, met goedkoop pleister, maar jy sien, hier kom 'n storm, en een of ander tyd gaan al daai toegepleisterde gate net weer oopgebars word. Nou, ek wou hierdie vlog al rukkie terug opgeneem het. En gelukkig het ek gewag, want my oudste seentjie het so 'n paar weke terug, het hy by 'n maatjie uitgevind dat die tannemuis nie regtig bestaan nie. En my kind het vir my gesê dat hierdie maatjies wat nou vir hom gesê het dat die tannemuis nie bestaan nie, hy wil net by my weet, hoekom het ek die hele tyd gesê hulle, daar is 'n tannemuis. En ek het net vir my seentjie gesê, weet jy Billa, en hy sê toe, Boetie weet dit nie, moet ons vir Boetie ook vertel. Toe sê ek vir hom, weet jy wat, kom mama vertel vir jou, hoekom het ons vir jou gesê, of vertel van die tannemuis. Want eerstens, dink jy nie, dit is 'n adventure, wanneer jy voel jou tand is los, en jou tand moet uitkom, want as daai tandjie nie uitkom nie, kan die nuwe tand nie uitkom nie. So, jy moet daai tandjie wikkel, en die feit dat jy weet, dat daar 'n tannemuis is, wat daar op buitekant wag, vir jou tand, en dat jy jou tande mooi moet borsel, want 'n tannemuis hou nie van tande met gaatjies in nie. Dink jy nie, dis bietjie meer adventurous, en net iets lekkers, om na uit te sien, as ek my tand wissel, en dan gaan ek dalk geld met my male kry nie. Wat sou jy eerder wou gehad het? Moes mamma en papa doen. Toe sê nee, hy's bly. Ons het vir hom vertel van die tannemuis. En ek sê te vir hom, wat dink jy moet ons doen? Dink jy ons moet vir Boetie nou vertel, want hy het nog 'n hele paar tande oor wat hy moet wissel. En hy is juist nou besig met 'n tandjie wat los is. Dink jy ons moet vir hom vertel van die tannemuis? En sy pret bederf? Of dink jy ons moet vir hom daai adventure hou, sodat hy dink, daar is regtig 'n tannemuis daar buitekant. En daai tannemuis skryf hom briefies terug, en hy sit vir daai tannemuis 'n stukkie kaas, en hy het op vir die tannemuis 'n brief geskryf. Wat dink jy moet ons doen? En toe sê nee, hy dink nie ons moet vir Boetie laat weet nie. En hy sal vir hierdie maatjies van hom sê, dat hulle asseblief nie vir sy Boetie moet vertel, dat daar nie 'n tannemuis is nie. So, nou kom my ouer na my toe,
of 'n vriendin en nou sê hulle, okay, my kind gaan 'n tand wissel, wat moet ek doen? Op die einde van die dag is dit jou keuse. Jy is die ouer van jou kind. Vir my is die hele tandemuis 'n adventure. Dit is 'n proses wat gebeur. Dit is iets om na uit te sien, dit is iets wonderliks. En ek wil nie ek dink dis wonderlik dat daar iets is soos die tandemuis, of in Engels praat hulle mos van die tooth fairy. Ek hoop nou nie kinders kyk nou na hierdie vlog nie. Maar toe vra my seentjie, okay, maar ons weet dat daar nie 'n Kersvader is nie. En ons het nog nooit die Kersvader ding gedoen nie. Ek dink hierdie gaan baie keer oor beginsels en oor hoe jy oor 'n sekere saak voel. As jy as 'n ma sê, weet jy wat, ek wil nie vir my kind van die tandemuis of die tooth fairy leer nie, of oor dit praat nie, dan is dit jou besluit, dis jou kind. Jy is in beheer van hulle opvoeding. Dit was vir my net interessant dat toe my seentjie uitgevind het dat daar nie 'n tandemuis was nie, was hy nie vir my kwaad nie, of het hy nie gedink dat ek vir hom gejok het al die tyd nie. En hy wou juis hierdie wonderlike tandemuis journey, as ek Engelse woord kan gebruik, waar hy juis bewaar vir sy jonger boetie. Die rede hoekom ons nie 'n groot hoe-ha maak van Kersvader nie, is dat ons vir ons kinders gesê het dat vir ons gaan Kersfees en Kerstyd oor Jesus se geboorte. En hoe wonderlik dit was van God om sy seun Jesus Christus te stuur. En ons weet wat het daarna gebeur, juis om vir ons sondes te sterf. En as ons te veel klem lê op Kersvader, en jy moet die hele jaar soet wees vir Kersvader, en Kersvader kom, dan word dit later die fokus, en nie, wow, wat het regtig op daai dag gebeur? Wat het God regtig vir ons as sy kinders gegee, as 'n geskenk? En dit is hoekom ons geskenke gee. Ons gee 'n geskenk om mekaar te herinner, hoe klein of hoe groot dit ook al mag wees, om te herinner aan die groot geskenk wat ons gekry het as God se kinders. En dan die volgende gebeurtenis wat ouers het, is dan die paashaas. En paaseiers. Nou ek meen, kyk, jou kinders gaan paaseiers eet, en hulle gaan baie paaseiers eet oor Kerstyd, want daar word oral paaseiers uitgedeel. So ek het dieselfde ook met my kinders gaan sit en vir hulle gesê dat baie mense vier Paasfees, en hulle maak so 'n groot storie van die paashaas, dat dit wat regtig oor Paastyd gebeur het, dat dit heeltemal wegval. En dit het eintlik dan op die einde van die dag niks te doen met waarom ons regtig Paasfees vier nie. So, ek sou sê, gaan kyk na, wat is die motivering, en waarom vertel jy 'n leuen, of waarom verdraai jy die waarheid, of waarom maak jy iets op? Is dit om jouself uit die moeilikheid uit te kry? Is dit om om jouself uit die moeilikheid uit te kry, of om die waarheid wat dalk jou kan benadeel, om dit te onderskep? Of is dit net om, soos met die tandemuis, dit vir kinders 'n reistog te maak, waarna hulle uitsien, en wat hulle as 'n kind sal onthou? Want een of ander tyd
gaan hulle uitvind. Ek kan julle verseker, ek glo ook nie meer in die tandemmuis nie. So dit is oor kortliks, oor Jok en die tandemmuis en Kersfees en Paasfees. En as al van julle is daar buitekant wat verskil, elkeen het 'n reg op opinie. En dit is my opinie.